Welkom terug aan alles kinders van die Here wat saam met ons hier teenwoordig is vanmiddag op hierdie oomblik om deel te neem aan die bespreking van hierdie tema van ons dat profetiese of apostolies profetiese mense duld nie Jezebel in hulle lewe nie. Ook aan u wat oor die internet of op ons website kyk of webadres kyk na ons bespreking, apostoliese profetiese mense duld nie Jezebel in hulle lewe nie. En dit is die tweede gedeelte wat ons dan bespreek. En ons het so ver gekom as die investering, die karaktertrekke van 'n investering van 'n Jezebel gees. Die eerste daarso wat ons wat aspek wat baie duidelik gesien kan word is onakkurate migrasie. Onakkurate migrasie. Elia sien ons dat hy kom van die berg af, hy beweeg van die berg Karmel af na 'n grot in die berg Horeb. Wat nie God se perfekte wil vir hom gewees nie. As jy gaan kyk 1 Konings hoofstuk 19 vers 3 en ook vers 9 tot en 13 sal jy sien dat dit nie God se plan was vir sy profeet om te vlug voor Jezebel, hierdie gees van Jezebel. So wat ons vir u sê dat hulle wat onder 'n gees van Jezebel gebind is of vasgevang is, migreer onakkuraat. Migreer onakkuraat. Elia van die berg van oorwinning na 'n grot in die berg Horeb. En die tweede aspek is vrees. Jy sal sien dat by vrees aktiveer word gedagtes van selfmoord geaktiveer, gedagtes van om op te gee, te bedank, tou op te gooi, manifesteer hulle self. En as ons kyk na die lewe van Elia, dan sien ons dat selfs die profeet Elia wou doodgaan. As ons gaan lees in 1 Konings 19 vers 3 en 4, sien ons dat hy wil liewer doodgaan nadat hy gehoor het dat Jezebel is op pad om hom dood te maak. Nog 'n aspek is jou selfbeeld wat vernietig is. Maak 'n deur oop. Selfbeeld wat vernietig is, maak 'n deur oop vir Jezebel gees om sy intrek te neem. 1 Konings 19 vers 4 kan jy gaan kyk dat Elia sê, ek is nie beter as my vaders nie. Ek is nie beter as my vaders nie. Dan het hy hierdie wens om dood te gaan. Nog 'n aspek is die visie van dreigemente wat gespreek word. Die visie van dreigemente wat gespreek word. Elia sien hierdie dreigement wat Jezebel gespreek het oor sy lewe, dat dat sy hom gaan doodmaak, en hy sien dit in sy gees, en dit is wat Elia se karakter of Elia se gees dan sodanig vernietig dat hy liewer wou doodgaan. 1 Konings 19 vers 3. Nog 'n aspek wat ons kan oor praat is verkeerde opvattings van jou omstandighede. Verkeerde opvattings van jou omstandighede. Elia het gedink dat hy was die enigste profeet van God wat oorleef het. En daardie alleenheid, daardie eensaamheid het gemaak dat hy homself teruggetrek het en in 'n grot opgeëindig het. 1 Konings 19 vers 10. En dit is baie gevaarlik wanneer mense hulle begin afsonder om in alleenheid die vyand aan te durf en te konfronteer. Jy het basies geen krag nie. Dan kyk ons na die sisteem waarmee 'n organisasie funksioneer. Die sisteem waarmee 'n organisasie funksioneer
word genoem sy funksioneringssysteem. Byvoorbeeld as jy kyk na 'n voertuig, daardie voertuig opereer deur middel van 'n masjien, en as jy kyk na 'n kerk, is daar mense in die kerk waardeur dit opereer. Daar is 'n strategie waardeur geopereer word. En die kenmerke van 'n Jezebel opereringssysteem, 'n Jezebel opereringssysteem is die sentiment waar liefde bo die waarheid geplaas word. Die sentiment waar liefde bo die waarheid geplaas word. En as ons gaan kyk na Openbaring hoofstuk 2 vers 18 tot 19, dan sien ons in hierdie kerk, in hierdie skrifgedeelte, daar was werke, daar was liefde, daar was diens, daar was geloof en daar was geduld. Maar selfs in hierdie kerk het was Jezebel die leier of die persoon wat mense geleer het. She was the teacher of the church. Die rede hiervoor was dat die vorige gawes van werke, liefde, diens, geloof en geduld was hoër geag as die waarheid. En die waarheid is die belangrikste by God, want die kruis demonstreer liefde en waarheid. Die kruis demonstreer liefde en waarheid. En liefde kan nie hoër geag word wanneer dit verskil of wanneer dit in teenstemming is, teenstrydig is met die waarheid nie. Die waarheid moet dan seëvier. Nog 'n aspek is die leuns en die sameswering. Leuns en sameswering, as ons gaan kyk in 1 Konings hoofstuk 21 vers 8 tot 10, waar Jezebel saam met die ouderlinge saamgesweer het om Nabot te vernietig, en dit vind ons elke dag in die kerk. Ons sien hoe dat 'n gees van rebellie en 'n gees van Jezebel, die leiers van die Here, dat hulle saam sweer om die leiers van God te vernietig. Nog 'n aspek is vrees. Vrees is die ouetjie wat alle werk gedoen kry. Dit vernietig alle herinneringe van hoe God ons deurgedra het, al die oorwinnings wat God gebring het. Dit vrees vernietig daardie gedagtes van die verlede, hoe dat God ons deurgedra het tot hiertoe. Ons kan kyk, wanneer ons kyk na die lewe van Elia, dan sien ons onder die gees van hierdie Jezebel, vergeet hy hoe dat God vir hom oorwinning gegee het op die berg Karmel. 'n ander aspek is seksuele versoeking. Jezebel het voorheen hy baie mense onder afgodediens geplaas deur middel van seksuele verleiding of versoeking. En ons sien ook dat in hierdie gedeelte was dit dieselfde. Jezebel gebruik seks om mans te manipuleer, om sodoende onderdanig te wees aan die systeem van Jezebel, En ons sien dat hierdie systeem van manipulasie word vandag nog steeds gevind, en dit vind plaas in die visuele media. Met ander woorde, Jezebel opereer nog steeds deur die lig, en as ons kyk na die woord van God, dan is ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede van die lig. En daarom speel televisie vandag 'n baie belangrike rol in die verleiding en misleiding en bedrog van die kinders van die Here, om hulle vasgevang te kry in 'n gees van afgodediens en seksuele immoraliteit. Die televisie
is 'n spreekbuis. Televisie is 'n spreekbuis van Jezebel in ons huise. In ons huise. Maar dit beteken nie dat televisie op sigself is verkeerd nie. Maar dit bring ons eerder by 'n plek dat ons self moet onderskei wat goed is en wat verkeerd is om na te kyk. Selfs ons kinders is vasgevang in hierdie saak van Jezebel, waar hulle geplaas word onder hierdie gesindheid, hierdie gesindheid van rebellie om in opstand te kom as gevolg van dinge wat gesien word op die televisie. Ons volgende gedeelte gaan ons dan klaarmaak wanneer ons terugkom. Ons tyd is verstreke vir ons tweede gedeelte en ons gaan daar eers stop en dan wanneer ons terugkom gaan ons die finale gedeelte bespreek van hierdie Jezebel gees. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons is nou terug.